Vriende, waarom is dit dat daar so baie Christene is wat werklik nie daarin belangstel in die groot waarheid dat Jesus gaan kom om ons te kom haal. Hy kom om ons, hoekom stel hy nie? Die eintlike ding is, ons moenie soveel daarop konsentreer om hulle te gaan oortuig, die Here kom ons haal, die wegraping gaan plaasvind, en ons het hierdie vers en daai. Die eintlike werklike probleem is, hulle sien nie daarna uit nie, is te lekker hier op die aarde. En vir solank as wat dit die geval is, kan jy hom maar probeer oortuig, so ver as jy wil, hy gaan nie belangstel nie. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel van uitsien, want jy weet, hier staan geskryf in Romeine 8 vers 23, ons sug op aarde, terwyl ons uitsien, na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame, bevryding van hierdie liggaam. En die ander een vers 25, as ons hoop op iets wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Titus 2 vers 13 wat sê, terwyl ons uitsien na die salige hoop en die glansryke verskyning van ons groote God en Verlosser, Jesus Christus. Waarom sal ons uitsien? Hoekom sal ons na hierdie 3 verse glo, dat ons werklik so daarna sal uitsien? Die eerste rede is, Jesus het gesê, belê jou skatte in die hemel. Wil jy nie jou van die stadium, jy het hom seker al ietsie gedoen vir die Here, al is dit min, maak nie saak nie, maar hy het gesê, elke enkele ding wat jy doen, sal jy voorbeloon word. Belê soveel as wat jy kan, terwyl jy in hierdie lewe is, in die lewe. Belê soveel as wat jy kan in die hemel. En dan sal jy kan sien wat jou opbrengs is. So jy wil hemel toe gaan, want jy wil sien wat die opbrengs is, op die beleggings wat jy gemaak het. Wat is die tweede rede? Dit is natuurlik, om te sien wat die ewige lewe behels, want Jesus het dit beloof. In Johannes 3 vers 16, elkeen wat glo, hy het die ewige lewe. Nie hierdie lewe nie, is 'n ander lewe. Die derde rede is, so ek sê, ons het 'n onderpand, ons het 'n deposito ontvang, 'n voorafbetaling. Net 'n voorafbetaling. Die res moet jy sien in die hemel. Stel nie belang om te sien wat die volle betaling alles gaan behels nie. En dan die vierde rede is, die verskil tussen bios en zoe. Daar's 2 woorde vir lewe in die Griekse Bybel. Bios is biologiese lewe, dis nie 'n werklike lewe nie. Die ware lewe is die zoe. En dan, wat is die verskil tussen verganklik en onverganklik? In een oomblik gaan ons